keuses. Jezus, waarvan praat jy? Ag, eintlik praat ek net met myself. Dit sal help as jy dan sagter praat. Man, moenie snaaks wees nie. Wil jy weet waaraan ek dink? Nee, dit is oké. Ag, is nie man, jy praat om te weet. Nee, ek doen nie. Ek gaan kyk waar pa is. Ok, ek sal jou vertel, aangesien jy so nuuskierig is. Ek dink aan hoeveel dinge ek kan koop met die geld wat ek by die skool gekry het. Het jy geld by die skool gekry? Ja, dis 'n prys. Nog niemand het my geld gegee nie en ek is elke dag by die skool. Ek het nie 'n prys vir bywoning gekry nie. Ek is die beste presteerder. O, so hoeveel het jy gekry? R500. Jo, dink jy dit is omkoopgeld? Nee, dis 'n beloning vir harde werk. Ek werk ook hard. Wil jy weet wat ek met die geld wil doen? Jy gaan seker 'n pop of 'n ding koop. Het jy enige idee hoe baie dinge 'n mens kan koop vir R500? Ek het nog nooit soveel geld gehad nie. Nog nooit daaroor gedink ook nie. Wel, laat ek jou vertel. 'n rok, 'n broek, 'n blouse, 'n pop. Ag, daar is so baie dinge. Krale, het jy jou 10de afgetrek? Ja? Jy moet. Nee, ek hoef nie. Hoekom nie? Dis nie deel van my maandelikse sakgeld nie. Dit is ekstra. O, ek dink jy moet alles gee. Jy moet net my keuses minder maak. Nee, ek wil jou net help. As ek my 10 gee, kan ek nie meer die rok of die broek of die pop koop nie. Ja, maar jy kan nog die blouse koop. Ek moet self besluit. En ek wil baie keuses hê. Dis my geld. Ek kan daarmee doen wat ek wil en ek het baie hard daarvoor gewerk. Papa sê niks eintlik is ons in nie. Jy kan daarmee dink jy is slim. Baie mense werk hard soos ek en ek kry niks nie. Ek wil dit nie nou hoor nie. Jy steel my vreugde. Dan is jou vreugde op 'n verkeerde plek. Ag, Attie. Wat? Ek wil kwaad wees, maar jy is reg. Ag, skus Boetie, ek is so vol van myself. Skus sis. Wil jy saamkom? Waarheen? Kom ons gaan koop 'n roomys. Het jy geld daarvoor? Ek het baie geld. Dan sê baie dankie. Kom ons maak so lank ons Bybels oop saam. Numeri 21. Numeri 21. Tannie Annetjie, kan jy my sien? Sy sit agter 'n oom wat nie lekker is. Goed. Ek sal seker maak dat ek kan nie in die oë kyk die hele tyd, hoor? Goed. Numeri 21. Numeri 21. Kom ons lees saam hierdie gedeelte. Die Israeliete het van die berg Hor al weggetrek met die pad na die Rietsee om rondom die land Edom te trek. Maar op pad het die volk ongeduldig geraak. Wie van julle raak baie keer ongeduldig? OK, as die pad lank raak, dan sê jy is ons al daar. Ja, raak ongeduldig. Kom ons kyk na vers 5. Die volk het teen God en teen Moses uitgevaar. Waarom het julle ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterf?
Want daar is geen brood of water nie en ons walg van die ellendige kos. Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur en hulle die volk gepik. Baie mense van die volk Israel het gesterf. Die volk het na Moses gekom en gesê, ons het gesondig, want ons het teen die Here en teen jou uitgevaar. Bid tot die Here dat hy die slange van ons sal wegneem. Moses het toe vir die volk gebid. Die Here het vir Moses gesê, maak vir jou 'n slang en sit dit op 'n paal. Dan sal elkeen wat gepik is en daarna kyk, bly leef. Moses het toe 'n koperslang gemaak en dit op die paal gesit. Wanneer 'n slang iemand pik, het hy en hy kyk na die koperslang, het hy bly leef. Wonderlike gedeelte wat ons saam vanmôre gaan hanteer. So, kom ons kyk hierso. Die gedeelte Moses en die slang in die woestyn. Hier kan jy die slang sien. Dis 'n koperslang wat hy gemaak het en daai koperslang moes hulle op die ou ende na kyk en dan sou hulle gesond word. Nou, wie kan vir my sê wat was die kos gewees wat die Israeliete in die woestyn gekry het? Wat is die kos gewees? Wie kan vir my sê watter kos het hulle in die woestyn gekry? Ja. Manna en kwartels. Ja, manna en kwartels het hulle daar gekry. Nou, sien ons hier die volk kla. Ek wil hier die volk. Die volk kla in die woestyn. Daar's van die manna. Numeri 21 vers 5 sê, daar is geen brood of water nie en ons walg van hierdie ellendige kos. Gewoonlik as jy sulke tipe woorde gebruik aan tafel terwyl mamma kos gemaak het, sal dit die laaste keer wees wat jy op daai boude van jou weer sal sit. Lekker. Okay? Kan jy dink dat iemand vir God sal sê vir die kos wat hy gemaak het, die kos wat jy my gee is die ellendige kos en ek walg. Hæ? Kan jy dit dink? Dat mense so kan wees dat hulle kan dit op die ou ende dink. Sien, wie wat ons grootste probleem? Ons is baie keer maar net altyd ondankbaar, ontevrede met alles. Nou maats, ek het vanmôre iets saamgebring. En ek weet nie hoeveel van julle se huise lyk so nie, maar hier het ek een gekry. Kellogg's Cornflakes. Wie hou van Kellogg's Cornflakes? Okay, soos 'n Kellogg's Cornflakes daar. Goed. Nou nee, Kellogg's wil net hê dat jy moet 'n goeie keuse hê, so hulle het ook hierdie gemaak wat redelik bekend is. Wat is hierdie? Rice Krispies, nee, dis Pop, Crackle en wat is die ander? Snack Crackle Pop. Dis hy. Goed. Wie hou van hierdie ene? Ook. Hou jy ook af van? Ek hou twee van hulle. Al twee. Okay, dis die probleem. Goed. Jy hou van baie, kom ons sit hulle daarso. Net vir Kellogg's om nie te sê hulle voel sleg nie, wat het hulle hier? Brand, dis vir die mense wat bietjie meer gesond is, wat net so lekker maar soos die ander, maar die boks is beter eintlik. As jy regtig waar gesond wil wees by enige van hierdie eet die boks. Dit sal vir jou meer waarde wees. Maar in ieder geval, dit is wonderlik, hè? So Brand. Wonderlik, nog 'n boks. Miskien moet jy vra wie hou dit self. Wie hou van daai een? Ek hou van 3. Jy hou van al drie al? Okay, julle pa moet baie ryk wees, want hy moet al drie koop. Ja. Wie van julle het al hierdie van gehad? Al die miljonêers in die kerk. Goed. Ja. Wie hou die meeste van hierdie ene? Okay. You're right. Goed, ons sit hom uit daar. Weet-Bix. Is almal Weet-Bix van nou? Ja. Okay. Ek weet nie hoekom jy nie maar 'n paar stukkies kaartbord op mekaar plak en eet nie. Min of meer dieselfde vorm. Hou jy van dit? My pappa maak elke dag vir my Weet-Bix. Wow, lekker. Jou pa maak dit. Ek tog dis Bokomo. Maar dis goed as jou pa dit maak. Goed. Wonderlik. Ja. Sjokoladepap. Maar ek weet dis nie daar nie. Okay, ek glo dis nie daar, maar dis lekker, nee. Goed. En ek wil die meeste van
Ja, en wat van hierdie ene? Ek hou van dop. Okay, wie hou van hierdie ene? Oh man, daar's nog ene. Jungle, Outbrand. Oh, hou jy ook van hom? Okay, nog ene. Daar's hy. Future life. Daar staan renew yourself. So baie vroue moet hom eintlik hê. Dis elke dag 'n vernuwing van jou gesig. Goed, wonderlik. So daar's van julle wat van hom ook hou? Okay, fantasties. Kom ons kyk of daar nog iets is. Pronitro. Het julle geweet dat Pronitro 'n erkende dief is? Jy gooi jou melk in en soos jy dit ingooi, verdwyn dit. Maar party van julle hou van hom, nee, Pronitro. Dit gee vir jou ekstra oë. Ja, wonderlik. En dan het ek 'n bietjie 'n tipe muesli. Okay, wie hou van hierdie een? Alraai, daar's hy. Nou die grootste probleem is dat baie mense wil graag hê elke oggend op hulle tafel moet daar al hierdie verskillende bokse wees. Want jy wil besluit watter een van hulle wil jy eet. Die interessante is, hoe kleiner jy is en hoe meer keuses daar is, hoe minder kan jy 'n besluit neem. Okay? So vir enige mamma en pappa, wat is die beste? Maak maar net vir hulle mieliepap. Die keuse is baie eenvoudig. Maar hoe meer jy van hierdie hê, en hoe meer gaan hulle dit wil hê, en hoe meer gaan daar bekleierery wees in die huis. Is interessant, die keuses, hoe meer keuses, hoe meer ongelukkigheid is daar. Nou, ek moet vir julle sê, ek kon nie alles vat van Checkers nie. Ek het later aan 'n man gehad wat my geld dra het, want ek het gedink ek sal dit so my hand kan vat. Maar so het dit meer geraak en meer geraak en meer geraak. Hulle sê, in 'n winkel is daar omtrent so 40, van 25 tot 40 verskillende pappe, wat jy van kan kies. Okay? Die rede daarvoor, hulle wil so graag hê, jy moet 'n wye keuse hê, en dat jy nie ongelukkig moet wees nie. So ek wil net gou die volgende ene. Daar's hy, so lyk gewoonlik daar by jou supermark. So jy kan kyk wat jy wil hê, en hulle het alles daar, en gewoonlik kan jy seker wees, dat dit wat hulle vir jou daarop sê, is nie die waarheid nie. Dis gewoonlik baie akkurate beskrywing van wat dit nie is nie. So, as jy wou geweet het, kyk daarna, dis fantasties. Maar kyk al hierdie verskillende soorte pappe. Nee, gelukkig stuur mamma en pappa nie vir jou na die winkel toe nie, want jy sal nooit eers kan kom nie, want jy sal voor dit staan en sê, wat moet ons eet? Alraai, maar die mense in Israel het nie so baie keuses gehad nie. Wys vir ons die volgende. Okay. Hy is hartseer. Ja, dit is nou twee manne. Al wat hulle eet elke oggend is kwartels en manna. Bokspap. Hulle moeg aan voor. Hæ? Kan jy nou sien? Hulle wil eet die man. Gee, wys en jy kan sien hier mooi op die ding is daar 'n pragtige voeltjie. Voeltjie pap. Chicken nuggets. Ja, so omtrent soos chicken nuggets, nee. Maar jy kan verstaan dat hierdie twee manne is glad nie gelukkig nie en die hele Israel is glad nie gelukkig daaroor nie. Wat sê hulle? Hulle sê ons soek meer keuses. Dit wat God vir ons gee, dis nie vir ons genoeg nie. Ons hou nie daarvan. Die Here moet vir ons meer keuses gee. Ek wonder baie keer is daar baie van julle wat so is, jy is net nie tevrede nie. Jy is ondankbaar oor alles wat die Here vir jou gee. Hè? Want alles kom van die Here af. Hy sê hy maak siek, hy maak gesond, hy gee oorwinning. Alles kom van die Here af. Soos alles van die Here afkom, moet ek my vuiste bal teen die Here? Nee. So hierdie twee mannetjies is stout. Hulle kan bly wees as hulle is die my seuns. Moeilikheid.
Jy kan sommer sien op hulle gesigte, dis daaglikse moeilikheid in daai huis. Goed, alright, nou wil ek gou vir julle iets volgende wys. Ek gaan vir julle iets wys. Wat is die idioom wat hier uitgebeeld word? So kom ons kyk of iemand vir my weet. Daar's baie mense ken, daar's eintlik 2 wat genoem word, maar hierdie ene, ja, weet jy wat dit beteken? Kan jy hoor nie? Ek hoor nie. Hy's bly by wat hy het. Ja, ek dink jou gaan, ja, maar ek dink hy het 'n ander probleem. Ek het probeer om leidrade te gee, so wat sê hy? Ja, hierso. Wat sê? As die mais vol is die koring bitter. Ja, of die meel bitter, nee? Ek dink daar's verskeidenheid. Ek hoor in Afrikaans, met die mense het baie. Party van hulle het met 'n kat te maak. Party sê is 'n kat. As die kat dik is die melk suur. So daar's 'n idioom ook so. Maar die bekendste ene is maar die muis. As die muis dik is die meel bitter. So ek wil vir jou gee, nee. Wil jy een van hierdie pappe kies vir jou? Watter een? Kom haal vir jou. Hier is niks speel hier in hierdie kerk. Alles is reg. Niks speel nie. Yesterday. Is dit die lekkerste of die grootste? Mooi. Goed. Alright. So, ek dink die groot probleem was Israel was wat dik gewees. Want as hulle regtig waar honger was, sou hulle bly gewees het oor die kwartels. Sou hulle bly gewees het oor die manna. Ja, wanneer raak ons ontevrede oor goeders? Wanneer ons te veel keuses het. Dis wanneer ons ongelukkig raak. Maar as jy het en jy weet hoor hierso, dit wat die Here my gee, dit is wonderlik, dan is jy altyd bly. Maar jy kan sien daai muis daar, dink jy hy is op hierdie stadium honger? Hy sê, ek is nie lus vir die meel nie, want hy het homself dik gevreet. Goed, kom ons kyk gou na die volgende een. Hoekom gee die Here net manna in kwartels vir 40 jaar? Ek wonder of julle vir my dit kan sien. Dink gou vir my. Ek wil die groot mense ook moet nou dink. Jy moet nou, daai stof wat hier so is, moet jy nou gebruik en jy moet nou mooi dink. Wat is dit? Hoekom het die Here net manna in kwartels vir 40 jaar gegee? Wat is sy rede? Het jy ooit daaroor gedink? Hoekom het die Here net vir hulle, ja Pira, jy kan maar altyd vir my sê. Dis altyd goed dat jy vir my sê. Wat wil jy vir my sê? Wil jy net sê jy is hier? Nee, wat wil jy sê? Hoekom het die Here vir vra die vraag weer? Okay, kom ons kyk daar. Hoekom gee die Here net manna in kwartels vir 40 jaar? Net manna in kwartels, die hele tyd. Manna kwartels die hele tyd. Want dit is gesond vir jou. Want dit is gesond vir jou. Ek dink die vleis is baie goed vir jou en ek dink die manna was net so goed vir jou. Jy's baie slim. Ja. Om hulle geloof te toets. Okay, so hoekom wil die Here hulle geloof toets? Sodat hulle hom kan glo. Want wat moes gebeur? Wat moes gebeur vir die manna om die kwartels daar te wees? Kom ons sê net gou. Die Here gee vir hulle vrugtebome. Kon hy vir hulle vrugtebome daar gee? Ja, in die woestyn. Kan die Here vir hulle vrugtebome in die woestyn gee? Ja. Kan die Here vir hulle klomp hoeveelhede vleis gee? Bees, skaap, alles wat daar in die woestyn is. Kan hy vir hulle oorvloed daarvan gee? Ja, alright. Maar wat sou hulle dan gedink het? Hulle self voorsien. Alright, so kom ons kyk na hierdie teksgedeelte. Ek wil hê ons moet gaan na hierdie teksgedeelte kyk, net die volgende een. En dan wil ek hoor of julle vir my 'n vraag kan antwoord rondom dit. Maar kom ons kyk mooi na hierdie teks. Deuteronomium 8. Hy het jou nederig gemaak. So, wat is die eerste rede hoekom die Here dit vir hulle gee? Nederig te maak. Nederig maak beteken jy dra niks by nie. Dit kom alles van God af. Ja, kom alles van God af. Hy het jou nederig gemaak, jou laat honger ly. En jou die manna laat eet wat jy nie geken het nie. En jou voorouers ook nie geken het nie.
So hy gee vir hulle manna wat hulle nie ken nie, sodat hulle weet, hierdie kan alleenlik van God afkom. As hy, en jou voorouers ook nie geken het nie, sodat hy jou kan laat verstaan, dat die mens nie van brood alleen sal leef nie, maar dat die mens leef van elke uitspraak uit die mond van die Here. Vir hierdie 40 jaar het die Here klere aan jou lyf nie verslyt nie, en het jou voete nie geswel nie. Dis die ongelooflike van ook die klere, is dat die Here die klere wat hulle aangetree het, daar was nêrens mols nie. Daar was nie nuwe klere wat jy kan gaan kry nie. Daar jy kon nie instap in 'n skoenwinkel en sê, "Hey, ek soek nuwe skoene nie." Nee, dit waarmee hulle uit Egipte uitgegaan het, vir 40 jaar lank in die woestyn, het hulle met dieselfde klere weer ingetrek in Kanaan. Kan jy dit dink? En dan dink jy, as jy onder jou skoene kyk, het jy al onder jou skoene gekyk, wie iets wys? Na tyd, dan loop dit deur. Jy het gesien. Hoe my pragtige sokkies sien. Het jy dit al gesien? En dis die interessante met 'n ou se sokkies ook. Wat gebeur met jou sokkies na 'n tyd? Ja, jou groot toehoen begin vir jou te loer. So deur. Ja, maar wat het gebeur? Die hele tydperk in die woestyn, hulle skoene het nie deurgeloop nie. Kan jy dink hoe ver het hulle geloop? Elke dag. Hulle klere. Wat gebeur met klere as jy die hele tyd sweet? Jou klere val later aan uit my. Kaart, maar hulle klere het gehou. Is nie ongelooflik dat die Here vir hulle so gesorg het en nou moet ek my skoene aantrek hier voor julle almal, is ongeskik. Goed. Dis ongelooflik, nee, as jy daaraan dink. God sorg vir die volk. Maar wat het hy gedoen met die brood? Hy het met hulle brood voorsien. Hoekom wil hy dit vir hulle gee? Want hy wil hê hulle moet weet dat hulle alleenlik kos kry wat uit sy mond uitkom. Hy moet praat en die kos moet daar wees. En dis wat die Here nog steeds in jou lewe doen, is dit. Het jy geweet dat pappa en mamma sal geen geld in die huis inbring as God dit nie gee? Dis nie ongelooflik nie. Het jy gedink hulle kry dit daar by die ou wat vir hulle betaal? Nee. Hy is ook onder die Here wat ook gee soos hy wil, maar hy moet dit gehad het. Nou, baie belangrike vraag en ek hoop julle kan vir my help. Nou moet julle weer hierdie stof van julle gebruik. Dink gou mooi. Alright, dink gou mooi. Waar in die Bybel word hierdie gedeelte aangehaal? Ja. Die Ou Testament. Ou Testament, ja, dit word in die Ou Testament. Maar wanneer word dit weer aangehaal? Deur iemand anderste. Michelle. Goed. Sê vir ons. Toe Jesus in die woestyn versoek was, ja. Wat het die duiwel gedoen? Die duiwel het vir hom gesê, maak brood van hierdie klippe. Ja. Ja, van die gebou af. Haar hele verhaal rondom dit, nee? Absoluut. Dis wanneer Jesus versoek was. En wat haal hy? Hy haal nie die gedeelte aan, toe die duiwel vir hom sê, vat hierdie klip en maak dit brood, haal die Here hierdie gedeelte aan, en hy sê vir hom, die mens sal nie net van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond kom. Goed, so dis die wonderlike daarvan. Wie wat vir ons graag hê? Ons wil net hê die Here moet vir ons klomp goedes gee, sodat ek kan voel, ek het hom nie nodig nie. Want dan hoef ek nie te lewe van dag tot dag nie. Nou dit maak nie saak of jou mamma al hierdie verskillende pappe het nie. Waaroor dit gaan is dat jy moet vir jouself vra, is ek iemand wat gelukkig is? Ek is gelukkig. Is jy gelukkig? Ja, wat ek het. Want jy? Wat hy het. Want jy het. Is jy ook gelukkig? Ja, wat ek het. Fantasties man. Ja, dis wonderlik. Dis wonderlik as ons gelukkig is in ons lewens. En ons weet, hoor hierso, die Here is in beheer van alles in ons lewe. Kom ons gaan kyk na die volgende en ek wil hê ons moet gou hierdie teksvers opsoek. Matteus 6 vers 31 tot 34. Kom ons soek gou daai teksvers op.
Kom ons kyk wie kry daai teksvers eerste. Matteus 6 vers 31 tot 34. Maak hom. Goed, iemand anders dan. OK, jy hom wonderlik. Vir jou vir ons daar lees. Julle moet julle dus nie bekommer en vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. OK, dis interessant hè. So, as jy kind van die Here is nie, dan raak al die moeilikheid minder. Daar's nie meer moeilikheid. Is dit wat die teks sê? Nee, die Bybel sê daar is meer as genoeg moeilikheid elke dag. Het jy dit geweet? Meer as genoeg moeilikheid elke dag. En wat sê die Bybel nog in daardie gedeelte? Waarvoor voorsien God altyd? Kos en klere. Wat het in die woestyn gebeur? Het God vir hulle gesorg vir hulle kos en hulle klere? Ja, al het hulle net een uitrusting gehad vir 40 jaar. Sou julle bly gewees het, nou moet ons mooi hoor. Sou jy bly gewees het as elke oggend jou keuses was manna in die oggend, kwartel in die aand en jou uitrusting bly dieselfde. Sê jy vir 40 jaar bly gewees het. Marie sê sy sal bly gewees het. Fantasties Marie. Wonderlik. Die res van julle, sê julle bly gewees het net kwartels en manna elke dag. Dink jy so? OK, wonderlik. Wat? Om te eet. Sê jy alright wees met dit? Ja. Fantasties. Jy's wonderlik, Pieter. Alright, ek dink die meeste van ons in ons lewens sal op 'n stadium kom en ons sal klaar. Nou wonder ek as ek vir jou pa en ma vra, hoe gereeld klaar jy? Wat sal hulle sê? En ek sien baie van julle sak so laag in die stoel, asof jy weet dit is jy waarvan daar nou gepraat word. Ja, ma's, pa's, klaar julle kinders baie keer. Dit lyk vir my dis waar, maar wat kinders? Wie van julle se pa's en ma's klaar? Okay, so daar is 'n probleem. Goed, daar is 'n probleem, nee. Ons moet nooit klaar nie, want die Here is in beheer van alles en dis hy wat gee. Kan jy glo, daai mense het gesê, Here, die kos walg my. As jy klaar sê jy presies dieselfde vir die Here. Here, die manier wat jy vir my voorsien, walg my. Ek hou nie daarvan. Voorsien my beter. Geef vir my beter. Geef vir my meer. Here, ek hou nie van die situasie waarin ek nou is. Here, verander dit. Plaas van om te sê, Here, U het gespreek, dis hoe dit is, en ek gaan gelukkig wees in dit. OK, wonderlik. Kom ons kyk na die volgende. God se reaksie is, dink jy die Here daarvan gehou as mense klaar? God haat dit. God haat dit as jy klaar. Alright, onthou dit. As jy klaar in jou lewe, God haat dit. Hy's nie gelukkig daarmee. En wat doen hy? Hy stuur slange, giftige slange. En hierdie slange het wat gedoen aan die mense? Hulle gepik. OK, kom ons kyk die volgende een. Druk net daar weer daai slide, volgende een. So dis God se toorn. God het giftige slange gestuur as straf vir hulle ondankbaarheid, sê Numeri 21 vers 6. Hulle is ondankbaar en die Here sê, julle wil ondankbaar wees, julle wil kla, ek gaan julle rede gee om te kla. Julle wil kla. Kom ek gee julle 'n bietjie rede om te kla. Jy's ongelukkig. Kom ek gee jou rede om ongelukkig te wees. En wat gee jy vir hulle? Slange. Nie om te eet nie. Die slange eet nou. Is dit interessant, is dit nie? Jy het geëet, maar jy het gekla. Nou sê die Here, daar's ander diere wat dalk ook van jou wil eet. Kom ons gee vir hulle kans. En nou is die slange daar. En die slange sê, jippie! Hulle is bly. OK. Daar's geen van die slange wat gekom het volgens die Bybelteks wat gesê, ek wil nie verder 'n Israeliet byt nie. Ek moeg af voor. Nee, hulle het gebyt. Hulle het geëet. OK.
So, daar's al die slange en die slange is baie gelukkig. Druk net gou vir my weer. En die Here bring pyn en dood. Want wat gebeur as 'n slang vir jou byt? Wat gebeur as 'n slang jou byt? Doodgaan. Jy gaan dood, maar voordat jy dood gaan, ly jy eers. Jy het pyn. Okay? Jy het pyn. Jy het baie pyn. As hy jou daar gebyt het, dan het jy pyn. Alraai. En dis ongelooflik dat die Here sê, hoorie, ek gaan vir julle regtig waar pyn gee. En dan gaan ek julle laat sterwe, want julle is nie bereid om na my te luister nie. Hoe gevaarlik is dit nie? In ons lewens, as ons beginne, klaar. Kom ons kyk na die volgende een. Okay, dan kom die volk na Moses toe. Die volk het berou en Moses, en hulle sê vir Moses, asseblief tog Moses, bid vir ons. Hulle erken hulle sonde. Hulle kom na Moses toe en hulle sê, Moses, ons het verkeerd gedoen. Nou weet ek nie, want dit lyk vir my in Israel, was dit gereeld die geval, en ek weet nie of dit by jou so is, dat jy baie keer vir die Here sê, jy is jammer, eintlik net omdat jy wil hê, jy moet asseblief tog net ontslaa raak van die pyn, en die slange. Of is jy regtig waar, iemand wat sê, Here, ek het droog gemaak. Here, ek het sonde gedoen voor U. Here, ek was ondankbaar, vergewe vir my. En die volk kom na hom toe en hulle sê, ons is verskriklik jammer, asseblief, Moses, doen iets vir ons. En dan, Moses het vir die volk gebid, en God tree in. Maar die wonderlike van Moses se karakter nie, is Moses is die volgende, en wil jy moet daar vir ons net dit uitdruk. Dis wonderlik. Moses se rol as middelaar. Wat is 'n middelaar? Dit is iemand wat konflik opbreek. Hy breek konflik op. Okay. So hy breek dit tussen twee mense op. So hier is iemand wat kwaad is met hierdie persoon en die middelaar kom staan tussen dit en hy probeer om hierdie konflik op te los. Hierdie moeilikheid op te los, nee. En dit is Moses se rol. Wie kan vir my sê, wie dink julle wys Moses na as hy die een is wat bid vir die volk? Jesus, nee? Ja, Jesus, fantasties. Ja, kom ons kyk na die volgende en dan gaan ons dit sien. Die koperslang en die genesing, God se opdrag. God het Moses beveel om 'n koperslang te maak en op 'n paal te sit. Genesing, wanneer kry hulle genesing? Elkeen wat gebyt is en daarna gekyk het, sou lewe. Alright, so. Die koperslang word daar opgesit, maar beteken dit omdat die koperslang daar is, dat almal dan genees word? Nee. So baie mense het die idee, omdat Christus gekruisig is, beteken almal gaan hemel toe. Okay, dis verkeerd. Okay, so wat moes jy gedoen het om genees te word? Jy moes gekyk het. Goed, so kom ons gaan nou gou na die volgende. Ek wil hê ons moet hierdie teksverse, want ons wil tevrede wees. Tevrede wees met wat ons het. So daar's twee teksverse wat nogal vir my hierdie dit baie mooi stel. Twee. Die eerste een is 1 Timoteus 6 vers 6 tot 8. Ons gaan daarna gou kyk. Ek het net 'n deel daarvan neergesit en dan Hebreërs 13 vers 5 tot 6. Alraai, kry dit vir my gou. Kry gou daai teksverse vir my. 1 Timoteus 6 vers 6 tot 8. Jy kan een van hulle kies om te soek. Alright, wie's daar? Jy daar? Goed, wonderlik. Alright, wie weet vir my 1 Timoteus 6 vers 6 tot 8. Wie wil dit gou vir my lees? Wie gou lees? Lees gou vir my. Wat daar groot wys is Godvreesendheid, wat met tevredenheid gepaard gaan. Okay, wag gou. Wat is 'n groot wins? Godvreesendheid. Goed, wat beteken om Godvreesend te wees? Wat beteken dit? Vrees God. Ek sê as God sê, dan luister ek. Om Godvreesend te wees is 'n groot wins. Wie het 'n groot bankbalans? Rondom dit. Jy worry nie oor jou res van jou bankbalans nie. Dit gaan 'n probleem op 'n stadium gaan jy dit anyway nie verder hê nie. Maar dit is dit. Dis die wonderlike, nê? Godvreesend te wees. Wonderlik. Lees vir ons verder. Ons het ouers niks in die wêreld ingebring nie.
Julle kan dit nie glo nie. Hierdie is amazing. Okay? Het jy geweet jy het niks in die wêreld ingebring nie? Wie wil julle het ingekom? Hierdie week het daar weer by ons ingekom. Nee, maar is amazing. Want as hulle inkom, is hulle poedelnaak. Daar is geen klere aan hulle nie. Het jy dit geweet? Het jy gedink haar babatjie kom aan gesing met sy pakkie aan? Hoe lyk my pakkie? Julle dink dit het gebeur. Enige babatjie kom so aan. Niks nie. Niks nie. Ongelooflik. So, is dit waar? Ja, alles wat in die Bybel staan is waar. Lees gous verder. Maar as ons kos en klere het, laat ons daarmee tevrede wees. As ons kos en klere het, laat ons daarmee tevrede wees. Wie is vir my amazing? Hierdie deel is so vir my duidelik in die kerk, nê? Want as een van julle nie kos gehad het nie, nê, dan sou ek julle nie meer gesien het nie. Julle sou graaitjies gewees het as hierdie ingestap het. So as ek na die meerderheid van julle kyk, lyk dit vir my julle het baie kos. Okay, dis die eerste. Die tweede wat ek sien as ek na julle kyk is lyk almal het klere aan. So is dit dat God gedoen het wat hy gesê het hy gaan doen vir elkeen van julle. Okay, so het jy meer as genoeg. Okay, as jy kos en klere het, moet jy daarmee tevrede wees. Is jy tevrede? Dis die ja. Is jy tevrede? Pina, ek dank die Here dat jy tevrede is. Okay, dis die enigste ding in die Woordeboek wat goed is as jy te voor dit sit. Is tevrede. Die res is nie goed nie. Te is nie 'n goeie ding nie behalwe tevrede. Okay, so onthou dit ook so. Wat die volgende teksvers, Hebreërs. Wie dit vir my? Hebreërs 13 vers 5 tot 6. Ja, lees vir my. Julle leefwyse moet vry wees van geldgierigheid. Geldgierigheid. Wat is geldgierigheid? Dit as wanneer jy baie geld het. Jy wil net geld hê. Okay. Kan 'n arme persoon geldgierig wees? Ja. Ja. Okay, almal kan geldgierig wees. Dis 'n probleem, geldgierigheid. Okay, lees ons verder. Wees tevrede met wat jy het. Wees tevrede met wat jy het. Okay? Wees tevrede. Wees tevrede. Jy het dit, wees tevrede daarmee. Ja. Want hy het gesê, ek sal jou beslis nie verlaat nie. Ek ook nie in die steek laat nie. Is nie wonderlik nie? Nie wonderlik nie. Dat die Here vir jou sê, wie wat? Ek wil jy moet tevrede wees, want wie wat? Kan jy altyd seker van wees, ek sal jou nooit in die steek laat. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit los nie. Nooit los nie. Ek is altyd daar. Ek weet van jou behoefte. Wie wat jy wonderlik, die Bybel sê, voor ek nog gebid het, weet hy al. Hy weet van alles. Dis die God wat ek kan bid. So, is jy tevrede? Is jy gelukkig? Of stap jy rond met 'n suur gesig en sê, ek weet jy's gelukkig. Dit is vir my so wonderlik dat jy gelukkig is. Fantasties. JP, fantasties, hoor. Jou kinders leer om gelukkig te wees. Wonderlik. Goed, kom ons kyk gou na die volgende een. Die koperslang as 'n voorbeeld van Christus. Dis ongelooflik dat Christus vir ons hierdie koperslang wat in die Ou Testament is, kom Christus en hy vervul dit. Hy word hierdie koperslang op 'n wonderlike manier. So ek wil julle moet gou met julle Bybels oopmaak. Hierso, Johannes 3 vers 14 en 15. Johannes 3 vers 14 en 15. Johannes 3 vers 14 en 15. Kyk nou mooi na daai gedeelte, kom ek lees dit vir julle. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Jesus praat met Nikodemus. Hy sê vir Nikodemus, in die woestyn, onthou jy wat gebeur het? Die volk is gepik deur die slange. Moses moes 'n slang vat, 'n koperslang, hy moes dit sit teen 'n paal, hy moes dit hoog oplig, en wat sê hy? Net so gaan dit gebeur. Net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Jesus praat vir homself. Net so moet die seun van die mens verhoog word. Die seun van die mens gaan ook aan 'n paal sterwe, ja. En dan gaan hy verder, sodat elkeen wat in hom glo, so wat moet jy doen?
kyk na die slang, jy moet glo, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Ja, wat het gebeur? Wie of julle weet nie. Wat het gebeur, is dat almal van ons is gepik deur 'n giftige slang. Weet jy wanneer dit plaasgevind? Wie kan vir my help? Wanneer dit? Sonde, ja, sonde het dit laat gebeur, nê? Daar toe by Adam en Eva, toe hulle sonde doen, het die slang die gif in hulle ingesit. Hulle is gepik, okay? So elke mens wat gebore word, het wat sekerlik in hom? Sonde. En hy het daarom gif en hy het nodig om gered te word. Geen mens in hierdie wêreld kan gered word sonder Christus wat die slanggif wegvat. Ja, goed. Kom ons kyk na die volgende een, is genesing. Deur sy wonde is ons genees. Jesaja 53 vers 5. Baie mense haal hierdie teksvers heeltemal verkeerd aan. Waaroor gaan hierdie vers is dat deur sy wonde is ons genees? Gaan dit oor fisiese genesing? Nee. Okay, nee, dit gaan nie. Dit gaan nie oor fisiese genesing. Want, dink by jouself, as dit gegaan het oor fisiese genesing, beteken dit dat niemand moes gesterf het nie. Niemand moes gesterf het. So wat se genesing gaan dit oor? Binnekant ons, van ons sonde. En dan die wonderlik is, Christus tree vir ons in, hy word die middelaar, ook soos Moses vir die volk intree. So tree Christus vir ons in. Ek gooi hier met hierdie twee verse, want dit is so mooi verse. Hebreërs 7 vers 25, kom ons kyk gou na daai gedeelte. Hebreërs 7 vers 25. Hebreërs 7 vers 25. Hierdie is so 'n mooi vers. Ek hoop jy het hom ook op jou yskas. As jy hom nie in jou kop het nie. Sit hom op jou yskas. En dan hoop ek van jou yskas af gaan hy in jou kop in. Soos dit wat in die yskas is na jou maag toe gaan, hoop ek hierdie wat op jou yskas is gaan in jou kop in. Goed. Hierdie is so 'n mooi teksvers. Luister hierna. Dit is waarom hy ook volkome, dis Christus. Waarom hy ook volkome in staat is om hulle wat deur hom na God toe kom te verlos. Hulle wat deur hom na God toe kom. Deur hom na God toe kom. Luister wat baie gebeur hierso. In staat is om hulle wat deur hom na God toe te kom te verlos, omdat hy altyd leef om ter wille van hulle in te tree. Terwyl God in die hemel is, terwyl Christus in die hemel is, wat is hy besig om elke oomblik vir sy kinders te doen? Vir hulle in te tree. Dit is mind-boggling. Kan jy dit dink, dat Christus op hierdie stadium besig is om voor die Vader vir my in te tree? Elke liewe oomblik? Is nie mooi nie? Ons het so baie om voor dankbaar te wees. Nie so baie goed is nodig nie, nee. Ek het meer as genoeg in die Here. Die volgende teksvers is Romeine 8. Romeine 8 vers 34. Kom ek lees hom ook vir julle. Romeine 8 vers 34. Ook 'n ongelooflike mooi vers. Dis reg. Skele mis. Romeine 8 vers 34. Kyk mooi na hierdie teksvers. Wie sal ons veroordeel? So wie sal ons veroordeel? Wie sal iets kan sê wat sleg is van ons? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat ook vir ons intree. So is Jesus, wie is hy? Hy is ook die tweede Moses, want hy is die een wat vir ons intree. Goed. Nou gaan julle geskok wees, want daar gebeur iets. Ongelooflik. Kom ons kyk die volgende slide. Die slang, die koperslang, wat aan die paal hang, het later aan iets geraak wat die mens begin misbruik het. Nee? Kom ons kyk gou daarna. Wat gebeur met hierdie verskriklike simbool wat die Here daar gee? Okay? In 2 Konings 8 vers 4. 2 Konings 8 vers 4. Kom ons kyk wat daar staan. 2 Konings 8 vers 4. Ou Testament, 2 Konings 8 vers 4.
En nou weer verkeerd. Nee, ek het weer een hier. Ai, skus julle. 18, skus, dit staan 18. Kom kyk ek, sorry, daar staan dit 18 vers 4. Help my! Kan julle nie sien nie? 18 vers 4, skus man. 2 Konings 18 vers 4. Ons lees om vers 3 al wat Hiskia het gedoen wat reg is in die oë van die Here, net soos sy voorvader Dawid gedoen het. En dan vers 4. Hy is die een wat die offerhoogtes verwyder het, die gedenkstene stukkend gebreek het en Asherah afgekap het. Hy het die koperslang wat Moses gemaak het verbrysel, want tot in daardie tyd het die Israeliete daarvoor offers verbrand. Die mense het dit Nugustan genoem, slang. Okay. So wat gebeur met hierdie verskriklike slange op die ou ende, wat doen hulle? Hulle aanbid dit. Hulle aanbid dit. Yes, dit klomp skirminkels. Kan jy dit dink? Dat op die ou ende aanbid hulle die slang. Die teken wat God daar opgesit het, wat vervul sal word in die Messias wat kom, word op die ou ende die ding wat hulle aanbid. So ek wil hê ons moet gou na die volgende hele dag kyk. Ek het so 'n paar hierso. Daar's die koperslang. Onthou jy wat gebeur in die Bybel rondom 'n donkie? Die Here gebruik op 'n stadium 'n donkie. Wat doen daai donkie? Die donkie het gepraat. Die donkie het gepraat. Okay. Het die Here die donkie gebruik? Ja. Okay. Imagine iemand het gesê die donkie is wonderlik, ek gaan hom aanbid. Okay. Wat daarso? Kan jy daai verhaal onthou? Samson. Okay. Wie die krag vir Samson gegee? God het. Het Samson enigiets uit sy eie gedoen? Nee. Toe sy hare afgeskeer word, wat gebeur met ou Samson? Dis een van die groot dinge en ek wil definitief in die kinderbybel waarmee ons besig is. As ek Samson gaan teken, gaan dit 'n mannetjie wees wat so gaan lyk. Hy gaan so maar wees, tingerig. Hoekom? Want as hy so gebou gewees het niemand gewonder hoekom het hy die pilare omgestoot nie. Hulle sou gesê, kyk daai ou se biceps. Kyk daai ou se triceps. Die ou se borskas gesien. Hy is groot, jong. Maar wie wat sê die Filistyne van Samson? Filistyne van sê van Samson. Waar kry hy sy krag vandaan? So hulle kyk na ja, maar hulle moes na sy lyfie gekyk het en gedink het. Waar kom die krag vandaan? Van Jesus. Ja, ons weet van Jesus, nee. So bly. Jy antwoord al my vrae vandaan. Wonderlik. Goed. Hierdie volgende ene. Kan iemand dalk onthou van 'n man wat God gebruik het in die Bybel wat van 'n vreemde koninkryk was? 'n Vreemde koninkryk was wat die Here op die ou ende gebruik het. Ek gaan julle dalk nog 'n leidraad gee as julle dit nie weet. Kores. Die Here het vir Kores gebruik. Hy was een van die mede in die Persiese regeerders en hy is die ou wat opdrag gee om die tempel weer te herbou. So God gebruik verskillende persone in die geskiedenis. Wil die Here hê dat ons mense moet aanbid? Sê maar daar's iemand wat by jou werk is en jy weet, hierdie persoon gaan my dalk nog meer werk gee. En jy begin om jou vertroue in hom te plaas. Op by die skool, ek plaas my vertroue in hierdie persoon of in hierdie juffrou of in hierdie meneer. Is hulle beheer van alles? Glad nie. Wie wat gebeur baie keer? Ons begin ons vertroue te plaas in mense. Ja, ek kyk baie keer en dan dink ek kan luister ek na mense dan sê hulle, daar in Amerika is 'n nuwe president, sy naam is Trump. Nee. En ek weet nie hoeveel van sy hare is sy eie nie. Ek weet al my hare wat op my kop is my eie. So, maar by hom weet ek nie. Maar wat gebeur met hom is dat hy raak hierdie persoon wat half aanbid word. Gesê word, hy is die nuwe persoon wat Amerika sal red. Mense plaas so maklik hulle vertroue. Ek onthou in ons geskiedenis, net so 'n rukkie terug, was daar 'n nuwe president wat gekies word. En toe kom almal na my toe en sê, "Johan, nou gaan dinge verander." Sê ek, nee. Dis dieselfde. Nog altyd dieselfde. Ek is afhanklik van
Die Here, geen president of geen koning of niemand nie. Hulle almal gaan op die ou ende lewe vir hulle self. Tensy die Here hulle verander, maar dis die Here wat in beheer is. En dis wat baie gebeur. Nou, daar's 'n deel in die Bybel wat sê jy moet nooit enigiets anders te aanbid as God nie. Waar staan dit? Ja, in Exodus en in Deuteronomium. Wat is dit? Die 10? Wat is een van die 10 gebooie? Het jy al gesien hoe lyk 'n 2? Ja, 'n 2 lyk so. Dis hoekom 'n 2 staan vir jy mag nie ander gode aanbid nie. Ja, by skool is daar baie 2's. Ek weet nie hoekom hulle net die 2's daar hou nie. Maar dit is so. Die 2's is daar. Hulle kom almal by mekaar en 3 en 4 en 5 ook. Maar dit is ongelooflik, né? So jy mag niks aanbid nie. Die tweede gebod, jy mag geen ander afbeelding maak nie. Want dis wat gebeur elke keer. Hulle maak vir hulle afbeeldings. Vandag is daar tot kerke wat die kruis van Jesus met Jesus op dit het. En dan is dit hulle bidding. Hulle soen hom. Dis hulle redding. Okay? My redding is nie aan 'n kruis nie. My redding is aan die een wat opgestaan het en sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy sal kom om te oordeel. Hè? Dis die een wat ek kan bid. Is dit nie ongelooflik nie? So, daar's 'n Psalm wat dit sê. Wat 'n Psalm sê vir ons moenie prinse. Moet op prinse nie vertrou nie, by wie niemand heil sal vind. Ou vertaling. Wat 'n gedeelte is dit? Wie kan dit onthou? Waar's dit? Psalm 146. Psalm 146. Ja, Pira, ek dink na die tyd gaan ons vra of jy al hierdie goed kan onthou. Dit is so great wees as jy groot word en jy kan al hierdie gedeeltes onthou. Wonderlik. Ja, dit sal fantasties wees. Goed, kom ons sluit af. Volgende slide. Het daar iets gebeur met die slide? Allei, die volgende ene. Net daar vir ons. Psalm 146 hierso. Wees dankbaar, vertrou God en kyk na Christus. Verlossing kom van wie alleen? Christus. Vertroue, op wie moet jy vertrou? Op Christus, né? Moet jy vertroue hê in jouself? Nee. Alright. En dan dankbaarheid. 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 Hou op om ondankbaar te wees. By die huis, as mamma kos gemaak het, dan sê jy mamma, baie dankie. Hoekom? Wie het vir mamma daai geld gegee en vir pappa geld gegee om kos te koop? Die Here, nee. En as ek by die tafel en sê, nie let die kos nie. Dan weet ek, wat is ek dan? Dan is ek ontevrede met God. Onthou altyd, jy's nooit ontevrede met mense nie. Dit is altyd God. Hoekom? Want God is in beheer van alles. So, wie het vir verlossing vir ons bewerkstellig? Jesus Christus. Dis wat die slang op die paal beteken. Daar moet verlossing kom, want ons almal is gepik deur die sonde. Nou moet ons vertroue in hom plaas. Ons moet sê, Here, U is die een wat my sonde betaal het. Ek het my vertroue nie, ek glo nie. Vergewe my. Dis wat moet gebeur. Vertroue in die Here. En dan lewe in dankbaarheid. Sê julle lewe in dankbaarheid. Ja, Pira, kom hier so, want jy het baie deelgeneem. Kom hier so. Ek is so dankbaar vir jou dat jy so mooi deelneem, nee? Kom staan hier so. Jy kan nou kies een van daai pakke pap. Is dit wat jy lus? Ek sit vir daai Die groot. Ek het gewonder of vat jy nie die klein boksies. Dis reg, vat hom. So vir die volgende paar dae sal daar Kellogg's geëet word in daai huis. Wat het jy? Kellogg's All-Bran. Dis baie goed. Alright, wonderlik. Ek bid elkeen van julle dat julle sal huis toe gaan en dat julle dankbaar sal wees. Ek wil nie mense met lang gesigte ooit weer sien nie. En as jy met 'n lang gesig is, sê tog vir die persoon as jy hom sien met 'n lang gesig, asseblief. Het die Here nie alles gedoen nie? Is die Here nie in beheer van alles nie? Sê julle dit doen, sê julle dit gereeld vir mekaar sê by die huis? OK, kyk vir mekaar.
Sê vir mekaar, die Here is in beheer van alles. Kyk gou vir mekaar, sê dit. Ja, die Here is in beheer. van alles. Hy is in beheer van alles. Goed, kom ons maak ons oë toe. Dankie Here vir u wonderlike liefde. U is groot en u het alles geskep. U maak alles. Here, u is in beheer van alles. Elke liewe ding wat gebeur is omdat u dit so bepaal het. En ons loof en prys u naam daarvoor. O Here, ons kom baie keer in ons lewens en ons bely dit. Ons is ondankbaar. Ons is ontevrede. Ons is met lang gesigte wat ons rondloop. Vergewe ons. O Here Jesus, u het vir ons alles gedoen. Die kruis is ongelooflik. Dankie dat u opgestaan. Dankie dat u in die hemel is. Dankie dat u vir ons intree. Here, u doen vir ons so baie. Ons het niks meer nodig nie. Ons loof u naam. Amen. Ok, die res van die pakke gaan ek nie vir julle gee nie. Checkers het gesê hulle gee my 'n refund. So ek sal dit terug gaan vat. Goed.